Help me. Tiaan het 'n nuwe lied geskryf en ja, hy gaan gou vir ons dit speel. Ja, ek het hierdie nuwe lied geskryf. Die Here het vir my gesê, soos my pa ander dag gesê dat bring julle eie salwing saam. En toe sê die Here toe net vir my dat ek gee vir jou hierdie woorde en moet vir hulle dit gee. Want wil graag hê, ons moet ophou, ek wil graag hê, julle moet in die gees kom en nie in die vlees nie. Toe sê hy, kom nou my geliefdes, kom nader na die Heilige Gees toe, sodat ons ophou in die vlees wandel. So, hier gaan dit. Okay. Hy kom op die wolke en almal gaan ons sien. Hou vas wat jy het tot ek kom, my geliefde. Hoe meer van sy liefde, hoe meer van hom, hoe meer van die Heilige Gees, hoe meer is ons daar. Meer van sy liefde, hoe meer van hom, hoe meer van die Heilige Gees, hoe meer is ons daar. Hy kom op die wolke en almal gaan hom sien. Hou vas wat jy het tot ek kom, my geliefde. Hoe meer van sy skrifte, hoe meer van hom, hoe meer van die Heilige Gees, hoe meer is ons daar. Hoe meer van sy skrifte, hoe meer
die wolke en almal gaan hom sien. Hou vas wat jy het tot ek kom, my geliefde. Hy kom Op die wolke en almal gaan hom sien. Hou vas wat jy het tot ek kom, my geliefde. Hy kom Slikke oorige sal, is vry in die heilige geest. Hartelijk sing om hulde te bring, die naam van Jesus my Heer. Slikke oorige sal, is vry in die heilige geest. Hartelijk sing om hulde te bring, van Jesus my Heer. walking in the light of God. I'm walking in the light of God. I'm walking in the light. I'm walking in the light. I'm walking in the light of God. Ek wandel In die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig. Ek wandel in die lig. Ek wandel in die lig van dankie vir elke nuwe môre. Dankie vir elke nuwe dag. Dankie Dat ek weer al my sorge tot U kan waak. ja, Dankie vir elke nuwe môre. Dankie vir elke nuwe dag. Dankie dat ek weer al my sorge tot U kan kom sê waak. dankie, ja, Dankie vir elke nuwe môre. Dankie vir elke nuwe dag. Dankie dat ek met al my sorge tot U kan waak. ek is vry. Vry, vry, Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Glad that the Lord saved me. I'm so glad that the Lord saved me. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. save me, He saved me, save me, He saved me, save me, saved me, save me. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord saved me. Jare gewag na die water, ons het jare gedors na die weer. Stuur ons die wind van die Heilige Gees, van die rinder en verander en weer. Dan is binse herlewing, en die Heilige Gees daarmee. Dan is binse herlewing, en die Heilige Gees daarmee. En die Heilige Gees Daarmee. Hierdie is Pinkster. Jesus. Hy leef. Hy leef, want dit is Pinkster herlewing. En die Heilige Gees daarmee. Dit is Pinkster herlewing. En die Heilige Gees daarmee. Nog eenmaal. Dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees daarmee. Dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees daarmee.
worship, I lift up my hands in your name. Sing you a love song of worship. We lift up our hands in your name. He was there all the time. He was there all the time. Waiting patiently in line. Jesus, He was there all the time. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I'm hungry for a move of God. Are you hungry and thirsty? I'm hungry for a mighty move of God. Lord, we are thirsty. Pour it out, Lord. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I'm hungry for a move of God. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Sing joy, Lord, joy, my King. What you hear, what you hear, and let it be a sweet, sweet song in your ear. And let it be, and let it be a sweet, sweet song in your ear. Let it be, oh Lord, and let it be a sweet, sweet song, Jesus, in your ear. Como siempre, live and walk again. Come and ali fole. Come and ali lei mai en vorrei. Ler mig från din syn.
majesty. It's yours. He's yours, Jesus. Glory. Glorify the Lord. Majesty, honor and glory. Majesty. It's yours, Lord. He's yours. Healing and restoring. Jesus our King. Oh, healing and restoring, Lord, and restoring freedom, Christ our King. So, goeiedag broer Eddie, Ja. ons is alweer terug. Hallo broer. Geniet dit Wil jy nie vir die mense net welkom sê? ja, verwelkom hulle. Dis reg. Ja, welkom almal daar buite en hier binne. Ons is lief vir julle en ek is so excited. Ek like dit om hier te sit. Ek geniet dit om saam met broer hier te sit. Ja, amen. Ja, veral ek weet nie wat ons gaan doen nie. Jy sê ons gaan Ek sien jy ietsie. sommer so hier in raak afstand. Ja. Ja, Ja. daar's te ver. Jy het geleer. Dis mooi so. Soos ek jou laas gesê Ek weet die bank is daar vir 4, maar as daar 2 is dan sit ek nader. Ja, ek dis vir my lekker om terug te wees hierso vandag en ek sê altyd as ek swak is ek sterk. En ek het vir Jolanda soveel keer in hierdie week gesê as ons sal gaan en gaan bedien in ons swakheid, dan sal ons baie sterker wees as wat ons gaan in ons krag. Maak dit vir jou sin? Dit sal nie vir die wêreld sin maak nie, maar ek weet. So, jy moet op 'n plek kom waar jy so min is en so swak is dat jy niks meer het om te gee uit jouself uit nie. Ja. En dis daar waar God se krag in jou swakheid volbring word. Dit is daar waar hy vir jou sê, my krag word in jou swakheid volbring, my genade is vir jou genoeg. Want as ek swak is ek sterk. As jy net kan gaan in hierdie lydingsworsteling en jy doen nog steeds die wil van die Vader en hierdie is die sleutel wat ek julle vandag wil gee. Dan gaan jy die brood eet en die water drink waarvan niemand anders weet nie. Hulle gaan hardloop vir vleesbrood om sterk te raak, maar jy het brood waar niemand van weet nie. Yes. En dit is om die wil van die Vader te doen. Yes. En jouself te kruisig en in jou swakheid te gaan. En dis daar waar jy krag kry. Ja. En daai is baie groter krag as wat jy ooit kan aandink of gehad het in die begin nie, broer Eddie. Want baie van daai vorige krag het nog gekom uit van hier af en dan bietjie van hier af en okay, ons sal oorgee, ons sal die leiersels gee vir die Heilige Gees net tot ons bietjie ongemaklik raak. Dit beteken jy verstaan nog nie dat jy die Heilige Gees moet vertrou. Ja. Dat hy sal nie 'n fout maak nie. Yes. Hy is die perfekte Gees. Hoe meer jy jou kop kan afskakel en hoe meer jy die Heilige Gees die werk kan laat doen, hoe sterker kan jy raak. Maar jy moet eers baie swak raak daarvoor, broer Eddie, en dit is hoekom ons die woord vandag het. Doel en vrug van lyding. Ja, broer. Ja, lekker. 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 Sê jy is lekker. Lekker. Jy Ek verstaan al hierdie dinge. Ja, ek dink aan daai tyd toe ons vir julle getrek het van julle ou huis af. Toe daar mos 2 ouetjies gekom van Londen af Ja. en van Engeland af. En toe is nou met die trek en ons het nog las gedra en toe moet ons nog daai huis waar julle intrek nog 'n bietjie huisbevryding doen. En dis die ouetjies nou ook nog hierso om bedien te word en deur die doop te gaan en ek dog te myself, ek weet nie, ek gaan nou maar net saam met broer gaan, maar ek weet nie hoe gaan ons hierdie doen nie. Ek het so swak gevoel in alle opsigte in my gedagtes, my vlees, alles. Ek was net depleted. Ek nie eens amper gedink aan hoe gaan ek die woord onthou of iets soos dit.
En toe ons gaan sit en ons begin hulle bedien, toe kom die Heilige Gees oor ons. En toe ons daar wegstap, toe stap ek met meer krag daar weg, as wat ek gehad het. Nadat ons krag uitgegiet het nog ook. Ons het deelgeneem aan daai offer wat broer altyd sê, en ons het aan daai spys geëet. Ja. Dit is die eerste keer dat ek soveel verskil in my gesien het deur om die evangelie te preek. Dis wonderlik. En wat broer Eddie nou van praat is, jy deel aan die altaar as jy met die heilige voorwerpe werk. Dit wat jy daar doen wanneer jy werk met die evangelie is heilig. Dis heilige voorwerpe. Jy werk hier met 'n mens se siel. So jy deel daar met die vuur en die altaar en die spyse wat daar uitgedeel word en die kragte wat uit die hemel uitkom. En toe kom ek agter dat daar's 'n plek waar jy so swak kan raak, broer Eddie. Dat jy het niks meer nie. Maar jy honger na daai altaar se deel daarso. Jy weet die priesters het mos daar geslag, nee broer, en het jy al ek meen hulle het sulke potte gehad en hulle het soms sulke virke ingedip. Ja. Uitkom is hulle. En ek kan nogals dink, hulle het nogals uitgesien vir daai slagdag. En ek sê vir jou broer Eddie, dan sien jy in jou swakheid uit vir wat gaan die Here vir my daar gee. Maar dit gaan jou kos, jy neem jou kruis op, jy gaan teen jou wil om God se wil te doen, nie jou wil nie. Dan dood te gaan vir gelykvormig te raak aan sy dood deur te gaan in jou swakheid en dis net daar waar jy jou sterkte gaan ontvang. Maak dit sin? Ja. So kom ons gaan na die eerste skrif. Ek dink ook net daai priesters kon nie onheilig gewees het nie. Hulle kon nie daar gaan staan het en aan daai altaar deelneem as hulle onrein was nie. Dit was 'n proses om jouself rein te hou ook. Ja. En dis daai kastyding van die vlees, jou gedagtes so heilig, gevangenes neem. Hulle moes sekere klere gedra het. Hulle moes selfs nie gesweet het in daai klere nie, hulle moes weer later uittrek het. En in daai tyd het die Here nie nonsens gevat nie. Ja. Nie dat hy dit nou doen nie, want ons geregtigheid moet nog meer wees en meer oorvloedig. Maar hy help ons nou, want ons het nou die helper. Dis die helper. Dis wat hulle nie verstaan nie. Hulle dink ons is onder die Nuwe Testament, so alles is nou net, jy weet, maklik en verniet. Maar ons moet meer heilig wees. Maar ons het die Heilige Gees. Ja. En dit is hoekom ons dit kan doen. Ja, ons kan nie eers nou hierso vuil dinge bedink nie. Jy weet, daai tyd as die priesters nou sê nou maar met die altaar gewerk het, hulle sulke snaakse broeke gedra, want hulle mag nie daar oorloop en hulle naaktheid oor daai altaar eers laat kom nie, dan is hy onrein. So hulle het sulke, ek weet nie, linne broeke gedra en so aan. En nou mag jy nie eers sulke gedagtes hier in jou kop hê nie. Ja. As dit hier kom met jy om dadelik. Jy moet hom, ja, die Here sê as jy net kyk om te begeer, het jy klaar oorspel gepleeg. As jy net vir jou broer sê, jou dwaas, dan sal jy verantwoording doen in die helse vuur, of dan kan jy, as jy nie vergifnis vra daarvoor nie, of as jy net haat, as jy nou moordenaar. So ons geregtigheid is nou baie meer oorvloedig as die van die Fariseërs. Maar kom ons gaan, dit is nou nie die woord die broer, kom ons gaan na 2 Korintiërs 4 vers 16. OK, so kyk 'n bietjie die opskrif daar. Doel en vrug van die lyding. Die onsigbare dinge gestel teenoor die sigbare. So, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, werk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So, hierdie skrif is so kragtig, jy weet, mense lees dit, nou kom hulle in 'n plek van lyding, en dan dink hulle, daar's fout. En terwyl die Here is eintlik besig om vir ons 'n ewige, hy sê, 'n alles oortreffende ewige gewig van saligheid te bewerk deur ons lyding. Want ons moenie let op hierdie sigbare dinge nie. Hy sê daarom al vergaan die uiterlike mens ook.
Broer, dit het al so baie gevoel ons uiterlike mens vergaan, maar ek kan jou sê, daar waar ek die meeste vuur gehad het op my uiterlike mens, dis net daar waar my innerlike mens die meeste gegroei het. Want die vlees hou nie van lei nie. Hy begeer teen die gees. En Ja, hy wil lui wees. Ja, hy wil lei wees, hy wil nie lei nie. Vlees. En hy moet gekastei word, hy moet gekruisig word, Ja. en hoe klaar hy tog nou. En weet jy wat? Dit is daar waar ek regtig waar gevoel het, hierdie uiterlike mens gaan dit nie maak nie. Dis net daar waar ek my krag gekry het. Is daar waar ek so swak geraak het, dat ek nie meer kon nie, toe die Here sê, gaan. Toe ek luister en ek doen die wil van die Vader in my swakheid, dis daar waar hy opgedaag het. En dit is daar waar ek my groot krag ontvang het. En dit is daar waar ek die kennis en die wysheid van God deelagtig geraak het. En dit is daar waar ek deel gehad het aan die altaar en geëet het. Want dit is waar ek eintlik moes gaan eet het vir hier binne. Yes. En dit is hoekom jy so gevoel het. Maar kom ons gaan verder, broer Eddie, na Kolossense 1 vers 9 tot 12. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardig die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. So ek het dit laas gesê, ons moet lankmoedigheid hê, lydsaamheid, dis daai long suffering, to suffer long, lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En as ons nie die blydskap het nie, dan is daar iets fout. Dan is ons nie besig om die Here te behaag nie. So ons gaan nou daartoe gaan. Vers 12. En die Vader dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. En hierdie erfdeel wil ek nou so 'n bietjie op uitbrei. Wat is hierdie erfdeel van die heiliges in die lig? Nou, ons praat nou hier van lydsaamheid, lankmoedigheid en blydskap. Né? In al hierdie dinge wat ons gaan lei. Maar kom ons gaan kyk gou na hierdie lydsaamheid. Kom ons gaan na Romeine, hierdie erfdeel. Hierdie erfdeel in vers 12. Kom ons gaan na Romeine 8, vers 16 tot 18. En hierdie is wat ek by julle wil los vandag. En dit is wat die Here vir my laas gegee het. Vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Onthou julle nou die erfdeel van die heiliges in die lig? Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly. Broer, as jy 'n erfgename van Christus wil wees, dan moet jy saam met hom ly. Die nuwe kerke wil nie dit vir jou preek nie. Hulle wil nie, jy moet, dan gaan jou offer, jou gawe wat jy daar voor in die bakkie gooi, gaan nie so groot wees nie. Hulle wil nie hierdie goed vir jou leer nie. So, hy sê hierso, as jy mede-erfgenaam vir Christus is, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So, hoekom ly ons? Saam met hom verheerlik Om saam met hom verheerlik te kan word. Yes. Is daar van julle wat bietjie sukkel? Wil julle hê ons moet bid? Ek dink ons kon bid, broer, want net nou, toe was daar hier verdrukking, maar toe jy begin skryf, is ek ook so groot gesmile het. Dis want toe broer net begin skrif spreek, en ek engage daar, toe lig het so van my af. Maar dan kom ek weer terug. Maar dis van die mense wat hier sit in bubbles. En die bubbles maak vir julle toe. En dis 'n bubble van die vyand. En dit is, die woord van God sê, ons is vry. Ander dag het ek oorlog gemaak, toe sê ek vir daai hekse, julle kan my nie cage nie. Want die woord van God is nie gebonde nie. Wie woon binne in my, broer? Amen. Die woord van God. Weet jy wat doen ek? Ek loop deur daai cage, broer, soos 'n mes deur botter, wat warm is nog ook. Sjong, sjong. Kom ons bid gegaan. Here, kom in die naam van Jesus teen hierdie gees wat hier rondhang.
Ek bestraf jou in Jesus naam. Ek breek hierdie babbel, ek breek hierdie caging, ek breek hierdie mag en krag van duisternis wat inkom om sinne te verblind. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, God van die wêreld, jy sal hier uitgaan in Jesus naam. Jy het geen plek hier nie, jy kan nie hier cage nie, die woord van God is hier so, en die woord van God is nie gebonde nie. Ek bestraf jou God van die wêreld. Jy los hierdie manne, skizofrenie, jy los en gaan. Ongeloof los, antichrist los, Semiramis gaan, die Jezebel gaan. Ek breek die mag en krag van caging en van die hekse in die naam van Jesus Christus. Duisternis, ek bestraf jou. Gaan nie uit in Jesus Ook naam. alle selfbewusheid en condemnation en self-condemnation, gaan nou in die naam van Jesus. Nou bind ek die bose mag in die lig in die naam van Jesus. Nou bid ek, Here, vir verligte oë van die verstand. Halleluja. Die gees van wysheid en openbaring en kennis van U. Ek vra dat U woord nou sal verligte oë gee vir die wat sit, Here, en luister na hierdie klomp hondgeeste, want dis wat hulle is. Drek gode in die naam van Jesus. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis beter. Dis beter. Die lig skyn in die duisternis. Luister. Julle moet so 'n bietjie uitleef. Julle het net gesien het hoe ek hier gestaan, nê? Nee. Maar ek is nou nie meer daar nie. Want ek glo hy sal my daar uitvat. Ek het vir hom gevra om my te help en hy het gesê hy sal. Daarom sal ek gehelp word. En elkeen van julle wat sit in die vlees en wat vassit, vra die Heilige Gees, die helper wat daar in jou woon, help my. Ek wil hoor, ek wil nie hê dat die vyand my tyd steel nie. Ek wil nie in die vlees sit en tyd mors hier nie. Die tyd is min. Dis tyd dat julle nou 'n bietjie begin opgroei in die heilige dinge van God en deel met daai heilige altaar. Met die vuur daar, so het jy geweet broer, daar op ons altaar, ons kan sommer ons hand binne in die vuur insteek. Hy brand jou nie. Ja, ek jy weet nou so sit nou en luister en dink, is dit ek? Dit is al klaar die fout wat julle maak. Sê dit is nie ek nie. Dit is nie ek nie. En ek gaan nie val vir hierdie ding nie. Daai is dit ek dalk. Maar as jy daar is, dan het jy klaar geluister na die Gees. Bestraf hom en sê vir hom, dit is nie ek nie. Ek gaan nie luister na hulle nie. Veg eerder vir daai mense om jou en sê ek bind na hierdie Gees. Ja. Jy's onder my voet. En doen soms so 'n ligte manifestasietjie. Nee, sus, nou. Toe jy net nou praat van die blydskap wat ons moet hê. Toe koppel ek dit dadelik aan die openbaring. Want dit is die openbaring van Christus wat vir my blydskap gee, die waarheid van hom en die belofte wat hy my gegee het. En dit vul alles aan wat broer nou gesê het, en toe broer nou reg aan die einde bid, toe sê hy die openbaring in Christus. En dis daai waar ek die blydskap van kry, dit is wat my deurdra, hierdie lyding wat ons nou in die vlees dra, maar die openbaring sê, as ek ly saam met Christus, dan gaan ek verheerlik word saam met Christus. Amen. En dis waar ek die blydskap So dan kry. moet jy begin bly wees. Woehoe! Nou is ek wakker. Okay, broer Eddie, so jy het nou net ietsie gesê, jy gaan saam met hom heers, nê? Ja broer, hy het so gesê. Okay, so jy's 'n mede-erfgenaam. Amen. Hy sê vir die wat oorwin sal ek gee op my troon te sit, soos ek ook oorwin het en op my Vader se troon gaan sit het. Jesus kon kies om my beker te drink. Hy kon kies om te sê nee, maar hy het nie. Nie my wil nie, maar u wil. Ja. En aan hom wat oorwin sal ek gee om op my troon te sit. Jy het 'n resies om te hardloop. Dis wat Apostel Paulus sê. En as jy die reëls gaan breek
en jy hou vas aan reeltjies wat nie eens in die woord staan nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Jy moet hou by hierdie voorskrifte. So kom ons gaan aan, broer Eddie. So ons moet nou onsself bewapen met hierdie gedagte dat omdat Christus vir ons na die vlees gelei het, moet ons ook na die vlees lei. OK, kom ons gaan na 2 Timoteus 2 vers 11. OK. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. Waar het ons gesterf? Is dit vir eendag? Vir ewig. Ja, maar waar het ons gesterf? Is dit eers as ons eendag gaan saam met hom sterf? Nee, het in die dipwater gesterf. Ja, want Romeine sê hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Yes. So, aangesien ons dit weet, dat ons ouer mens saam gekruisig is, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Okay, so kom ons lees dit weer. Hy sê, as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. So die lewe wat ons lewe nou, leef ons vir God. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek is saam met hom gekruisig. Okay, so dit is waaroor daai gaan. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. So, jy moet verdra, broer. Jy moet die lydingsworsteling verdra. Jy moet saam met hom ly. Maar ek sien so baie kinders van die Here, hulle doen goeie werke, hulle dra mekaar se laste, hulle vervul die wet van Christus, hulle is besig om te ly vir hom, maar dan, omdat hulle ly, dink hulle die Here is besig om hulle te oordeel, of hulle word getuigtig, of hulle is in 'n drukgang. In plaas van om hulle te verheug en te verbly, is hulle besig om te murmureer. En hulle is nie besig om te verdra nie. En jy kan dit sien. En dit is hoekom ek die woord weer gebring het, want ek kan nou vir julle sê, almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus sal vervolg word. Dan moet jy dit verdra. Maar dan moet jy jou verbly. Nee broer? Okay, kom ons gaan gou aan. Romeine 14, ek begin nou in die ding kom broer, so Romeine 14 vers 17 tot 18. Moet maar jammer sê vir die Here, want vanoggend toe ek uit my engine start hier 6 uur om baie te gaan kyk, toe kom ek uit daai hemelbekkie van my op die trappe af, tong. Sê ek, Here asseblief. Ek voel net 'n bietjie wakker word sonder pyn, maar my verbly in dit. Broer, ons het skrif wat met daai pyn van jou gaan deel. Ja. Dis nie te sê dit gaan dit beter maak Ek nie, gaan dit sommer met maar dit my gaan vir jou alarm dit beter maak hier binne. Ja. Verstaan jy? Dit is, ek dink die mense besef as jy in 'n bevrydingsbediening is, die pyn wat jy in jou liggaam dra, verander nie. Hulle sal dit nie besef nie as jy nog die duiwels uitgedryf het nie. Want jy staan in die bres. Jy is besig om hulle sonde te veg. Kom ons gaan na Romeine 14 vers 17 tot 18. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Yes. Kyk gou daarso. So, okay, ons kan die geregtigheid hê en ons kan die vrede hê dat die Here is ons God en hy het vir ons gesterwe, maar as ons nie die blydskap het nie in die Heilige Gees, dan sal iets weg. Daar's iets weg. Hy sê, want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en geag by die mense. So as ons die Here dien in geregtigheid, dit beteken Jesus se geregtigheid, borswapen van die geregtigheid, borswapen van geloof en liefde, die geregtigheid van God. Dit beteken jy doen dit wat God sê is reg, nie wat jy dink is reg nie. Of wat Kelvin sê is reg nie. Wat God sê is reg. En dan, broer Eddie, doen jy wat die geregtigheid en dan die vrede in die Heilige Gees en die blydskap in die Heilige Gees. En dan is jy aan God welgevallig. As jy die blydskap verloor wanneer jy ly, dan is dit nie vir God welgevallig nie. Dan moet jy jou so 'n bietjie Ja, jy bring 'n offer wat nie Ja, weet ek het vir Tiaan vertel of vir Loan vertel, as jy 'n offer bring en daai ouens het 'n lammetjie gebring en daai ou bring dit met, hierdie lam is so baie werd, jy weet. Wat moet hom eerder nie bring nie? Of
nee, Ja. dit is allemaal swaar om hierdie lam. Dit is so 'n mooi lam, ek kan teel met hierdie lam. Wat sulke nonsens, jy weet? Maar as jy met 'n goeie hart daai offer bring, dit is hoe God wil hê dat jy daai offer moet bring. Daai blydskap, selfs in die lyding, want hy gaan jou verheerlik. Maar jy moet ly om verheerlik te kan word. Het ek dit nou net gelees nie? En ons moet ly sodat ons saam met mekaar regeer. En ons erfdeel is gekoppel aan die lyde. As ons deel het aan die lyde van Christus, ons erfdeel. Dan moet jy hom nou so 'n bietjie verheug in jou lyding. Ja, Is dit nie so nie, broer? dis so. Of moet ek dit weer gaan lees? Ja, lees hom weer. Kom ons gaan nou gou-gou bietjie. Ek begin nou al hoe meer voel dat hierdie wiele, ons Sarah het altyd gesê, the grinding wheels of God turn slow, but they grind exceedingly small. Maar het voel nou hierdie grinding wheel is besig om momentum te kry, so broer Eddie. En weet jy wat grind hy? Die vlees. Yes, amen. Die vlees, die sonde en die bose magte. Ja. Okay, kom ons grind nog so 'n bietjie hierdie vlees. Ek het hier geskryf, die vyand wil nie hê ons moet verstaan hoekom ons moet ly nie. So hy val jou aan met condemnation, self-condemnation, onsekerheid, minderwaardigheid. Ja. So nou voel ek minderwaardig want ek ly nou so erg. So daar moet iets fout wees. Ja, hy slaat jou met ongeloof en twyfel en Jy bid vir genesing, jy ontvang die genesing. Ja. Kyk vir apostel Paulus. Hy kon nie homself genees nie, hy kon nie vir Timoteus genees nie. Toe sê hy maar vir Timoteus, drink maar 'n bietjie wyn vir jou herhaaldelike ongesteldheid. Man, hierdie ou Bybel sê dit vir jou 'n herhaaldelike swakheid. Sit ook hier daai dag vir my gesê, nee, maar vat maar 'n bietjie wyn vir jou maag. Ja, so klein 'n bietjie is goed vir die maag. Jy sien, ons het selfbeheersing. Ja. Jy sien, die wêreldlinge sal wyn drink om dronk te word. Apostel Paulus het gesê, drink 'n bietjie wyn vir daai, maar was vir my so wonderlik, hy sê vir jou herhaaldelike ongesteldheid, maar hier sê hy swakheid. Swakheid, ja. En Dis die natuurlik, nagmaal. broer, ek wil nou net sê, daai nagmaal, broer, daar's niks wat jou so sterk maak soos die nagmaal. Ja. Want hy sê, so werk die dood in ons en die lewe in hulle. En ek weet dat die Here het gesê, as ons sy liggaam eet en sy bloed drink, sal ons lewe. Lewe. As ons dit nie drink nie, dan gaan ons sterwe, dan gaan ons nie kan lewe nie. Ja. So dit is waar ons lewe vind. Laat dit maar 'n openbaring wees vir die kerke daar buite wat jy weet. Sê, wyn, Die kelkies. drink julle wyn. O daai, ja. Ja, nee, broer, jy weet, Die nagmaal. ek wonder 2000 jaar terug of hulle so maklik sou gegaan het na die Spar om druiwesap te gaan haal. Jy weet, as die druiwe klaar geoes is, dan was dit klaar geoes. Ja. En dan kry jy nie druiwesap weer, as daai druiwe eers ferment het, wat kry jy? Jy kry wyn. Ja. Anyway, dis hoekom apostel Paulus gesê het, julle moet nie as julle saamkom van die nagmaal dronk word nie. Yes. Amen. Meen, julle moenie wyn Amen. drink om dronk te Ja, raak, van dis hulle eet net nie vir by die huise nie en nagmaal. hulle word Ja. vet daarso en ander. Ja, hy sê julle nie raak huis om dronk. by te drink dan nie. Julle kom drink 'n oordeel oor julleself want julle kom raak dronk daar. OK, kom ons gaan verder. Ek het gesê die vyand wil nie hê ons moet verstaan hoekom ons so moet ly nie. Hy probeer jou moesmoedig maak vir iets wat genade is. Klink lyding. Ek het dit al gehoor. Ja. Ja. Dis genade. Dit is genade. OK, kom ons gaan na Filippense 1 vers 27 toe. Wees nou 'n bietjie blyer omdat hulle ly vir Christus. Amen. Moet nou nie vergeet nie, hoor, want die vlees Ja. vergeet baie vinnig. Ons moet nie in die spieël kyk en Ek- vergeet hoe ons Ja. lyk. Ek weet, ek ken die vlees. Is julle daar? Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, en of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan, en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van verlossing, en dit van God,
omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Broer, ek dink ons het al enigstens naby die stryd gekom wat apostel Paulus in was hier. Nee. Ek meen, meeste van hierdie het hy geskryf uit van sy boeie af, uit 'n tronk uit. En jy weet, het is so, ek het 'n getuienis gehoor van die Here wat sê, jy moet die hele boek, die hele Bybel in konteks lees. Christene wil baie keer die skrif quoteer wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Toe sê die Here vir hom, maar lees dit in konteks. Waar skryf hy dit? Hy's in boeie. En hy's in die tronk. Yes. Maar hy's tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee. En daai krag wat Christus hom gegee het om daai lyding deur te gaan in die tronk, en wat ook al met hom gebeur het voor dit. So, het ek nie nou net gesê, hy probeer jou mismoedig maak vir iets wat genade is. Het van julle gevoel, julle dis God is julle genadig toe julle gelei die laaste tyd? Ek hoor van die mense lag. Ek dink nie so nie. Ons vergeet soms, jy sien. Ek moes myself herinner. Wat was Vanoggend. Jy weet, want nou preek ek vir ander, ek lê vir ander hande op en dan vanoggend toe sê ek, ja, toe moes ek nou hierdie ding. Dis genade. Maar in daai oomblik voel dit nie soos genade nie. Maar nou herinner ek my aan hoekom moet ek ly. Moenie kla nie, moenie murmureer. Hy sê doen alles sonder murmurering en teespraak. Alles. So ons moet in alles ons blydskap kan wys. Dit help nie ons as net bly as alles goed gaan met ons nie. Ek meen, apostel Paulus skryf hierdie goeters uit 'n plek van gevangenis uit. En hy het gesê ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is. Okay, kom ons gaan na Filippense 3 vers 10 tot 11. Hierdie is die rooi pil gospel. Nee, hierdie is die moeilike pad. Is die regte een gospel. Dis die regte gospel. Dis unadulterated gospel. Dis die gospel wat hulle nie van hou daar buite, daai oorstreelkerke, daai mega kerke. Hulle hou nie van hierdie nie. Gee my net een keer daai stage in daai mega kerke, broer, daai volgende keer kom hulle nie. Ek preek daai hele kerk leeg. En net 'n handjie vol ouens wat wil ly vir Christus sal sê, yes! Ek gaan daar bo verheerlik word, nie nou hier. Ja. My best life nou nie. Ja. Eendag. As ek volhard tot die einde toe, broer. Okay, kom ons gaan na Filippense 3. Ja, ek sal dit graag wil doen. Ja. Miskien moet ek nie dit sê nie. Nou maak die Here dit nog gebeur ook. Hy kan enigiets doen. Ek sal saamkom. Jy sal sien hoe peel daai manne wat daai exits uit, hoor, die manne wat nie wil ly nie. Okay. Mag dalk net al die exits sluit. Ja. Dan bid ons 'n revival. Stuur hulle so om. Dan dryf ons daai geeste uit hulle uit. Yes. Mammon sal een wees, nou ja. Filippense 3 vers 10 tot 11. Okay. Sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag dit na, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Yes. Broeders, ek reken nie dat ek self dit gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Halleluja. Die hoë roeping is wanneer jy eendag gaan heers saam met hom. Ja. Wat moet ons doen? As ons gaan heers saam met hom, broer, ons is saam met hom lei. Die hoë roeping is nie net om te kan doen wat Jesus gedoen het in wonderwerke nie. Dit begin hier. Want toe Jesus wonderwerke gedoen het, het hy later alles in sy vlees gedra. Kom ons gaan gou weer na vers 10 toe.
sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. So jy raak aan sy dood gelykvormig soos jy die pad van heiligmaking stap. Tot jy op 'n plek is waar jy kan sê, om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. Ja. Tot jy op 'n plek kan kom en sê, die aflegging van my tentwoning is op hande en ek prys die Here, dankie tog. Want die aanneming van die kinders van God is die verlossing van die liggaam. Maar baie kinders van die Here is op babatjies, hulle is so bang om dood te gaan, broer, ek kan nie wag om te gaan nie. Maar die Here hou my hier. Ek wil gaan, man. Weet jy, as ek hierdie needefs kyk, nee, en ek sien daai ou, en hy, dan sê ek, jou lucky fish, man. My vrou sê altyd, jou lucky fish. Daai man is gelukkig, hy gaan nou in die heerlikheid in. Ja. It's the hope of glory. Hoekom hou ons so vas aan die ding? Dis hy wat ons agterhou. Dis hy, kom net by my, dis Josef se tronk. Jy weet, ons gaan eendag saam met Jesus heers. Nee, Jesus is tweede aan bewind onder die koning. Ons gaan saam met hom heers, deel van sy liggaam. Ons gaan een gees wees met hom, dieselfde liggaam kry as hy, en ons gaan op trone sit saam met hom. Maar ek is nou in 'n tronk. Ek is hier in Egipte. Hierdie ding is die tronk. Maar ons kan uitleef. Die skinker, Jesus, wat daai bloed skink vir jou, hy gaan vir jou kom haal nog. Jy gaan sien. Dan gaan jy in jou posisie inloop. Okay, kom ons gaan eers aan. Dis iets anders daai. Okay, kom ons gaan na Hebreërs 5 vers 7 tot 8. Wie van julle is opgewonde om te hoor dat ons moet ly vir Jesus? Hè? Hoe meer jy dit sê, broer, hoe beter raak dit. Hoe beter raak dit? Jy sien wanneer jy ly vir Christus, om nie te sondig nie, en jy gaan en die vyand val jou aan, en jy is in hierdie groot lydingsworsteling, dan as dit dae, maande raak en maande, jare, dan vergeet jy die goed. Dan kom die Here en hy kom herinner ons, dis hoekom ek dit weer kom doen het. Hierdie. Want dit lyk my baie van julle het nie geluister nie. En hierdie het gekom 'n hele ruk terug voordat die lyding regtig rof geraak het. Sodat julle kon bewapen met hierdie gedagte, maar die vlees vergeet tog so vinnig. Okay, so waar was ons? Hebreërs 5 vers 7 tot 9. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, ek het al vir mense gehoor, broer, wat sê, gehoorsaamheid gaan jou nie red nie. Almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige verlossing geword. Okay, so. Hoe het hy gehoorsaamheid geleer? Uit wat hy gelei het. Is jy bo jou meester? Nee. Nou, hoekom kla ons dan soms as ons lei? Ons moet nou so gehoorsaamheid leer. Nee, maar ons wil nou so 'n bietjie rebelleer. Ek dink ek kan nou eers murmureer. Ek onthou, broer, toe ek nog 'n babbatjie was in die Here, dan lei ek om hande op te lê. Dit is rof. Want ek moet nou daai ouens se geeste veg en is so 'n week om my los te veg. Ja, ek sien die lewe werk in hulle. Ja, ek sien die skizofrene kom los. Maar daai laste is so swaar. En op 'n stadium toe sê ek net vir Lanne, ek gaan nie meer my hande op lê nie, maar ek murmureer, jong. En dan sit ons, ek het al hierdie vertel, dan staan ons so, dan bid ek nou so, jy weet, baie godsdienstig by die mense. Dan kom hom Sarel soos 'n generaal, hy stap so met sy hande agter en dan kyk jy so. Dan vat hy my hand so, dan druk hy dit op hy ou se kop so. En dan voel ek hoe klim hy laste so op my. En oral waar ek gaan, as ek kom die skizofrene sommer aan, sê hulle, jy moet asseblief vir my bid, want hulle hoor my getuienis. Sê ek, ja, nee, staan net daar, ek gaan vir julle bid,
Woep, so kom lê hulle vir my hand, hulle lê som op my hand, ek sê, ag, nee. Want ek wou gekla het en ek wou gemurmureer het. En toe sê die Here vir my in die psalms, en dit staan nie daar nie, maar hy maak my wakker in die psalms, dit speel langs my bed, hy sê, wee jou as jy die evangelie van Christus nie verkondig nie, die dwang is jou opgelê. En ek het, toe hou ek op klaar. Toe raak ek alles swakker en swakker, tot ek die les leer, as ek swak is ek sterk. Ja. Apostel Paulus het 'n engel van die Satan gehad wat hom in die vuis kom slaan het. 3 maal het hy die Here gebid, om het tog net van hom af weg te vat. Toe sê die Here vir hom, my genade is weer genoeg. My krag word in jou swakheid volbring. Toe begin hy roem in sy swakheid. Het jy al begin roem in jou swakheid? Het jy al gesê, as ek swak is ek sterk? Het jy al die groot krag gekry wanneer jy gaan in jou swakheid? Ek sê, en ons het dit nog maklik. Ek klim in daai ou bakkie van my, en ek ry ergens. Hulle moes stap, met hulle seer lywe. Nou, maar kom ons gaan aan, broer. Gehoorsaamheid leer uit wat ons gelei het. Ek sê, waarom moet ons so ly? Verheerlik Jesus deur jou houding teenoor lyding, wat jy moet verduur vir hom. Verheerlik Jesus deur jou houding teenoor die lyding, wat jy so vir hom moet verduur. Want jy verduur dit vir hom, omdat hy vir jou gelei het. Kan jy nie 'n bietjie vir hom ly nie? Ja. Moenie Wil jy eerder so ly soos jy nou ly, of wil jy gegeesel word, dat jou vel van jou afgeskeer word? Ja. So sit dinge in perspektief. Hy vra nie so baie van ons nie. En by die tyd, wat hy ons vra om hierdie liggaam neer te lê, dan gaan jy sê, yes. Soos Apostel Petrus gesê het, kruisig my onderste bo. Ek is, wat 'n eer, om te sterf vir die Here. Maar daar's vlakke van heiligmaking. Daardie manne was gelouter, hoogs gelouter. OK, kom ons gaan na 2 Tessalonisense 1, vers 3 tot 12. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem, en die liefde van elkeen van julle almal tot mekaar groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle lydsaamheid en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle waardig geag mag word vir die koninkryk van God, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Daar sien ons dit weer. Hoe het Jesus gehoorsaamheid geleer? Dit wat hy gelei het. So ons gaan ly. Okay? En hoekom is dit 'n teken van die regverdige oordeel van God? Dat julle waardig geag mag word vir die koninkryk van God, waarvoor julle ook ly. Die wat nie wil ly nie, is nie gehoorsaam nie. Hulle sal nie gehoorsaam wees nie. So hulle sal nie wil ly nie, broer. Dan sal hulle nie daaraan gaan nie. Al glo hulle ook Jesus, in Jesus. Want hulle is ongehoorsaam. En dit is in die woord van God, waarvoor julle ook ly. Hoekom? Omdat die oordeel van God by die huis van God begin. Yes, amen. Dit begin by ons. Waar sal die sondaar en die goddelose verskyn dan? Daar's baie wat dink hulle kan glo in Jesus, maar nog aanhou sonde. Waar gaan hulle verskyn? It's not gonna happen. OK, kom ons gaan na vers 10. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onse God julle die roeping mag waardig ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van
Onse God en die Here Jesus Christus. Wat is nou gesê nou net weer, wat is genade? Te lei. Om te lei. Dis genadiglik gegee vir ons om ook vir hom te lei. En daar sê hy, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word. En hoe gaan ons verheerlik word saam met hom? As ons naamlik saam met hom lei. So ek dink dit is tyd dat ons ophou kla as ons lei vir Christus. En dat ons die blydskap van die Heilige Gees behou wanneer ons deur hierdie verdrukkinge en hierdie vervolginge gaan. Broer, my naam word weggegooi soos iets wat sleg is daar buite. En hy sê, spring op en af in daardie dag. Ja, amen. Want so het hulle met die ware profete gedoen. Maar hulle het goed gepraat van die valse profete. Yes. Okay, kom ons gaan na Hebreërs 12. Okay, Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding loop, die wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Yes. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle nie in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. So, ons het 'n stryd teen die sonde, en hy wat opgehou het, hy sê hy wat gelei het opgehou met die sonde. Yes. So ons het hierdie stryd en ons moet ag gee op hom. Maar wat ek vir julle wil wys is, hy sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, wat se vreugde dink jy is dit, broer? Sy verheerliking. Ja. En om ons in te bring. Dis hoekom hy gelei het, om ons in te bring. Dit was die vreugde. Ja. Sodat hy sy kinders kon inbring in sy heerlikheid. So nou moet jy jou oog hou en gefestig hou op hom. Die leidsman, so hy is die leidsman, hy gaan vooruit loop. En die volëinder van ons geloof, so ons gaan sy selfde pad stap. Nee? En hy die vreugde wat hom voorgehou is, so daar die verheerliking, en daar the hope of glory, wat ons voorgehou word. Kyk wat ons moet verdra. Ons moet ons kruis dan verdra, die skande verag, en dan sal ons eendag saam met hom regeer. Ja. So ons moet die skande verag en daai kruispad loop met vreugde wanneer ons lei vir hom. Hy wat in God glo, moet glo dat God is 'n belonaar van hom wat hom soek. Amen. So, ja, dis Ja, wat ons glo. Dis wat ons glo, en Dit is, ek sê altyd vir Jolanda, Here is nie onregverdig om ons diensbetoning aan die heiliges te vergeet nie. Hy weet hoekom jy ly. Hy weet hoekom jy so swak is. Hy weet hoeveel jy uitgegiet het. Hy weet, jy het jou water gaan gee vir ander, en jy het 'n bietjie oor, en hy weet dat jy swaar dra. Het jy geweet, die Here het in die Ou Testament gesê, as 'n donkie selfs val onder sy las, dan moet jy hom ophelp. Het jy geweet? En is dit dan nou oor die donkies wat God hom bekommer, of was dit oor ons? Okay, kom ons gaan aan na Hebreërs 13 vers 12 tot 15. en in dit het sy nog die niere en die hart ook. Dat kyk, gaan doen ons dit nou met 'n opregte hart, of doen ons dit nou met 'n sleepbeen? Hy, soos hy meisie gesê, die Here het vir haar gesê, don't read the Bible, let it read you. Laat die Bybel vir jou wys wat's fout met jou. Ja. Hy sê, moenie die Bybel gebruik om te gaan kyk wat's fout met ander nie. Ja. Want ek sien baie mense, hulle lees die Bybel met 'n balk in die oog, en hulle kyk, o, daai ene daar, en tannie so en so. Hy sê, hulle kyk deur 'n teleskoop na ander. Hy sê, nee, maar die Bybel is 'n spieël. Dis vir jou bedoel. Ja. Begin eers daar by jou, voordat jy daai splinter gaan Ja, soek. dit is hoe ek deur 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus gewerk het, voordat jy Setsel toe gekom het, want dan gaan ek deur hom, dan lees ek hom, dan luister ek hom, dan dink ek, is ek al daai, het ek daai al gedoen, dan sê ek, nee, dan gaan ek huis toe, dan gaan
dan gaan word ek dit. Ja, En as ek nie weet hoe om te word nie, dan gaan ek Ja. in die res van die Bybel in en ek gaan soek. Gaan in die evangelies. Jy weet, as jy deur die evangelies gaan en jy het 'n vraag, of ek dink dis hoe 'n broer vir my eendag gesê het, ek vra, ek het hierdie vraag, toe sê hy, maar dan gaan hy na die woord toe, sê ek, maar hoe vind ek dit? Sê begin by die evangelies en werk jouself deur, jy sal die antwoord kry. Jy het daai dag nie net vir my die antwoord gegee nie, jy het vir my gesê ek moet dit gaan soek. En dit vat 'n bietjie tyd saam met die woord. Ek het as ek 'n vraag gehad het, dan het ek die hele evangelies, die hele Nuwe Testament deurgeluister of gelees, tot ek my vraag, dan het ek nie sommer net een antwoord, dan het ek sommer klomp. Ja. Dan het ek nog 'n vraag, dan begin ek weer. Dan het ek nog 'n vraag, dan begin ek weer. En so het ek die woord van God begin leer ken, Ja. deur tyd te spandeer saam met hom. So ja, broer. Ja, soms soek ons 'n antwoord audibly, maar as jy hom hardop lees, dan is dit mos audibly. Ja, presies. Amen. Ja, dis God wat praat daar. In sy tempel deur jou stem. Dan gaat hy hier deur in jou hart en dan het jy dit. En As jy dit is vas hoekom in die jy geloof. gesalf is as 'n ouderling, want jy het elke skrif het jy onberispelik gehou tot en met die Here gelukkig was met jou. En ek het al vir Jolanda gesê, ons gaan nou die woord vat en dan gaan ons gaan lees. En as daar iets is wat ons nog nie gedoen het nie, dan gaan ons dit doen. As Jesus sê, salig is jy as jy die en daai doen, dan het ons dit gaan doen. Ons het letterlik gaan soek, wat kan ons nog doen? Ja. Want is die dades van die woord wat geregverdig word deur die woord. Want dit het ons verander. Dit het Yes. ons letterlik verander in wat se beeld? Getransformeer. In die beeld wat ons hier sien. Ja. O, dis wat ek moet doen. O, so moet ek lyk. Ja, getransformeer van die woord na die woord toe. Amen. Ja, prys Amen. die Here. Okay, so waar was ons nou gewees? Dis Nie die gereformeer. nie gereformeer die broer. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 11. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons die kan troos wat in allerhande verdrukkinge is deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons. Gaan dit weer lees. As die lyde van Christus nie oorvloedig is in jou nie, dan is jy nie in die regte evangelie nie. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan. So ek dink julle moet 'n bietjie gaan kyk, wat se lyding het die apostels deurgegaan. En demoniese verdrukking, en aanslag, en hoe hulle vervolg was. Ja. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. Dis hoekom ons 'n trooster het. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet, dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, is jy al 'n deelgenoot aan die lyding? As jy is, dan is jy in die regte evangelie. So ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het. Weet jy hoe baie afgode aanbidders is daar? Praat nie net van fisiese verdrukking nie. Ek praat van, Apostel Paulus praat in Efesiërs as hy wilde diere geveg het. Ja. Ons praat van geeste, magte en kragte van duisternis. Dis hoekom hy skryf in Efesiërs 6, dat ons het 'n worstelstryd teen die bose geeste in die lig. So hulle het in Asië so verdrukking gekom, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het al selfs die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself se vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, onderwyl julle ook saamwerk vir ons deur die gebed, sodat daar vir die genade aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. So, hierdie manne het gelei en hulle het deur verdrukking gegaan en hulle het die trooster nodig gehad. Maar sodra die Here hulle getroos het, dan was dit tot troos van die ander. Hy sê, dit is julle tot troos en redding, dat hulle alweer las gedra.
Ja. Sodat hulle die kan vertroos wat deur God het hulle getroos en dan vertroos hulle weer. Dan giet hulle maar net weer uit, want dit is die roeping. OK, kom ons gaan na 1 Petrus. En hulle het ook iets verstaan dat as jy krag nodig het, dan moet jy die evangelie gaan preek, want dis deur die prediking van die evangelie wat ons die krag ontvang. Ja, die kragte wat onder julle werk, werk het onder julle deur die prediking van die geloof of die onderhouding van die wet. En dis wanneer die evangelie preek dat jy krag ontvang. Ja. 1 Petrus 4. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle heel ook wapen met dieselfde gedagte dat wie na die vlees gelei het, opgehou het van die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te lewe nie, maar volgens die wil van God. Want het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in die selfuitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. OK, so ons moet ons wapen met hierdie gedagte. Ons is klaar met die sonde en ons gaan ly as gevolg van dit. Oom Saal het iets gesê een keer wat ek dink nogals baie goed was. Dit was 'n man wat gekom het en oor hierdie hoerery by oom Sarel kom spog het. Toe kyk oom Sarel net so, oom Sarel het so 'n manier gehad, hy sê, dis niks daai nie. Hy sê, vloeie doen dit ook. Hy sê, wys my dat jy dit nie kan doen nie, dan sal jy my beïndruk. Ja. As 'n gesig. Ja, wys my dat jy dit nie kan Vloeie kan dit ook doen, ja. Vloeie kan dit ook doen, ja. Ja, hoereerders wat dink hulle so oulik, jy sien. OK, kom ons gaan na Jakobus 5 vers 10 tot 11. Ons Saal het geweet om 'n ou se ballon te bars. Dit is verseker. En hoor jy, as jy nie al gehou het en jy het op hom afgehardloop, dat hy jou met sy een vinger gestop. Dan raak jy wakker op die grond. Hy het jou met sy holy vinger gestop. Jakobus 5 vers 10 tot 11. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelyde en ontferming is. So nou wil ek hê julle moet verstaan dat julle gaan ly, maar die Here is vol medelyde en ontferming. Hy gaan jou weer troos nadat jy gely het vir hom. Ja. Hy sal jou weer verkoop. Ja. Maar hy sê, maar julle moet reken op daardie profete, en as voorbeeld van hulle lyding, moet julle na hulle kyk, en dan kyk jy na Job ook, en die lydsaamheid van Job, en dan die einddoel van die Here. Die einddoel van die Here met Job was, die Here het hom so geseën, hy het 140 jaar oud geraak, hy het weer 5 kinders gehad, Ja. hy het 4 geslagte gesien van daardie kinders, die Here het vir hom meer teruggegee en herstel, plus hy het vir God gesien, wat baie min mense in die Ou Testament gedoen het. Hy het vir Jesus gesien. En dit is die God van alle genade en alle vertroosting, die God van alle ontferming. Dit is wat hy doen. So jy moet daai hoop hê en daai geloof dat God kan nie lieg nie, hy sal dit vir jou doen. Ja. Maar hoe verheerlik jy hom met jou lyding, met jou houding? Is jy besig om te verheerlik? OK, so kom ons gaan na 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. OK, 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. OK. En hierdie is 'n sleutel wat die Here vir my gegee het. Hy het vir my gegee 2 dinge wanneer ons ly wat ons moet doen. Ons is baie keer besig om deur die beproewing te gaan, maar ons verheug ons nie daarin nie. Dis kom hy sê, so daarin verheug julle heel. Al word julle nou
as dit nodig is vir 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Daar weer die openbaring. Die openbaring van Jesus Christus, en natuurlik, dit is hoekom ons gaan saam met hom verheerlik word, né? En heerlikheid by die openbaring van Jesus. So, as ons saam met hom lei, so, hy het vir my basies gewys, ons moet ons verheug, al word ons nou bedroef onder allerlei beproewinge. Want ons is baie maklik om bedroef te raak onder die beproewing. Maar het jy nou al gesê, daarin verheug ek my, omdat ek bedroef is onder allerlei beproewinge. Dit is een ding wat jy moet doen. Dan gaan jy vinnig uit hierdie ding kom. Want die vyand byt dit uit as jy dit nie doen nie. Okay, en dan Die volgende stukkies, ek kan net daai ook lees. Vir wie julle lief het, al het julle hom nie gesien nie, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Dis so lekker daai deeltjie vir my ook altyd, want ek het hom nog nie met my oë gesien nie. Maar ek glo in hom en ek is lief vir hom en ek het die openbaring het ek gekry van Jesus Christus. Man, it's gonna be good. Bro, jy het geen idee nie. Ek sê jou. Okay, kom ons gaan Kolossense. Die dag wat hierdie twee oë vir Jesus raak sien. Ja, oei. Okay, Kolossense, die tweede laaste skrif. What a day that's gonna be. 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle. En dit is iets wat ons ook moet doen, wat die Here vir my gewys het. Ons moet, wanneer ons las dra, die gemeenskap het aan sy lyde en gelykvormig word aan sy dood. Soos Filippense sê, moet ons verbly in ons lyding verander. En vul aan wat aan die verdrukkinge van Christus in my vlees ontbreek vir sy liggaam wat die gemeente is. Ek gaan dit weer lees. Luister gou mooi. Hierdie sê dit soveel beter as die 53. Want nou kan jy sien, daar is verdrukkinge van Christus in jou vlees wat ontbreek. Nie wat hy, want die ander ene laat dit klink asof daar iets oor was om te doen. Nie, hy het 'n volmaakte offer. Hierdie, luister gou mooi. So dit is hoe jy gemeenskap het aan sy lyding gelykvormig word aan sy dood. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul aan wat aan die verdrukkinge van Christus in my vlees ontbreek vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang. Sien, hierdie bediening is gegee van God in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. So, ons het die hoop van die heerlikheid, en wanneer jy deur hierdie lyding gaan, moet jy altyd die helm van verlossing aan hê. Dit word genoem die hoop op die saligheid, die hoop op die heerlikheid. Het jy hom nog aan? Of sit en murmureer jy? Wel, dis 'n goeie punt daai. Dit is ek sit en murmureer, dan moet ek maar opstaan en my helm aantrek. Ja, helm aan sit. Ja, Ja. want dis insprake van die vyand wat my kom laat voel ek, wow. En sê gou vir my broer, die hoop op die heerlikheid, so jy gaan verheerlik word as jy ook naamlik saam met hom wat doen? Okay, dan moet jy ons nou op en klaar. Vat dit broer, vat dit. Okay, kom ons gaan na die laaste skrif, 1 Petrus 5 vers 10. En mag die God self van alle genade, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot aan alle ewigheid. Amen. So,
Is julle nou al meer opgewonde om te ly vir Jesus? Wie wil ly vir Jesus? Amen. Wie ly alreeds vir Jesus? Amen. Is julle bly daaroor? Jolanda sê nou is ons bly. Jy sê jy moet net so 'n bietjie herinner word. Ja. Net so 'n bietjie herinner word. Ja. Kom ons bid. Ek wil graag bid. Yes. Here Jesus, ek kom bid vir die volk. Ek kom bid, Here, en ek bestraf nou in die naam van Jesus die duisternis wat om hulle in beweeg het om vir hulle te kom lieg, om vir hulle te kom sê dat hulle is veroordeel of staan veroordeel, of dat God kwaad is vir hulle, of dat hulle moet minderwaardig en onseker wees oor u liefde vir hulle, omdat hulle ly, omdat hulle verander die evangelie gaan gee. Here, ek dink aan apostel Paulus wat gesê het, ek het ten gevolge van krankheid van die vlees aan julle die evangelie verkondig. En Here, baie van die kinders gaan deur krankheid van die vlees en dan dink hulle, u het hulle verlaat, en u is besig om hulle te verheerlik, en hulle verbly hulle nie in hulle lyding nie. Nou bid ek, Here, en ek bestraf die duisternis, wat oor en om hulle beweeg het met die leuen van die Satan, wat vir hulle kom sê het, dat God kwaad is vir hulle, of dat hulle condemned is, of dat hulle moet sleg voel oor die toestand waarin hulle is, omdat hulle so las dra. Ek vra, Here, dat hulle sal verstaan hierdie hoop op die heerlikheid, dat hulle gaan verheerlik word saam met u, en saam met u heers, as hulle ook saam met u ly. En ek vra dat hulle sal verbly in hulle lyding verander. En ek vra dat hulle sal verbly en verheug, Here, al word hulle nou kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Ek vra dat hulle koppe sal lig en sal opkyk na die onverganklike dinge, die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie, want ons het al reeds gesterwe en ons lewe is al reeds verborge in Christus en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, Here, moet ons verbly, Here, want u gaan ons verheerlik, want dit is genade by u, as ons selfs ly en geslaan word as ons goed doen. En is genadiglik gegee, ook om vir u te ly en nie alleen in u te glo nie. En ons dankie nou, Here, dat ons ook vir u kan ly. En dankie, Here, dat ons kan wys vir u deur ons lyding en ons houding teenoor lyding, dat ons lief is vir u, want u het nie 'n houding gehad toe u moes ly vir ons nie. U het selfs vir die sondaars wat u gekruisig het gebid. En Here, laat ons dan buite kan die laar gaan, waar u gegaan het, buite kan die poort van Jerusalem, en op daardie heuwel Golgotha gesterf het, op daardie kruishout, en die smaad gedra het, en daardie skande, u het dit verag, want u het vreugde gehad, wat u voorgehou was, en dis sodat ons kon inkom as ons sou glo aan u. U sou die prys betaal het vir ons, en u sou opgewek geword het terwille van ons regverdigmaking, en laat ons dan nou buite kan die laar gaan, en sy smaad dra, en saam met u ly, buite kan die laar, Here, omdat die wêreld ons haat, want ons getuig van die wêreld, dat sy werke boos is, en ons is nie bo ons meester nie. 'n diensknegt sê bo sy meester nie. Dis my gebed dat hulle hierdie dinge sal verstaan, en dat dit nou in hulle harte sal kom, en dat hulle koppe sal oplig, en u sal prys vir wat u besig is om te doen in hulle, soos ons deur hierdie vuur gaan. Dis my gebed vir hulle in Jesus naam. Amen. Oh.